Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is so groot voorreg om hierso in die naam van die Here bymekaar te kom om te weet dat hy met ons is en vir ons werklik meer wil leer van hom. Dit is die beste ding wat ons kan doen in ons lewens. Voordat ons begin net 'n paar afkondigings. So ons het ter approbasie vir die ampt van ouderlinge, het ons Eugene Grobler, Magiel Kreer en Andries van Heerden. Ons bid dat julle sal saam bid dat indien hulle die roeping voel, die roeping van die Here af ontvang het, dat hulle met vreugde dit sal aangryp. Ons vra dat julle ook vir hulle bid terwyl hulle ter approbasie gehou word. Dan het ons vanoggend 'n baie spesiale geleentheid. Dit is die doop van Hardes van Asweging, dit is die seentjie van Yuri en Amanda van Asweging. Julle sal sien, hulle sit hier voor. En hulle is baie opgewonde, so ons is dankbaar om dit saam met hulle te doen. En dan wil ons baie ernstig die fokus daarop plaas dat die Engelse eredienste, dis 'n groot voorreg, ons is so opgewonde. Engelse dienste begin volgende Sondag om 16:30. Dus so goeie geleentheid wat ons het. Vertel asseblief almal wat julle ken, almal wat dalk bietjie sukkel om Afrikaans te verstaan, selfs die wat Afrikaans verstaan. Kom ons kom na die erediens toe. Dit is 'n baie mooi geleentheid wat die Here vir ons gee en een wat ons werklik saam kan geniet ook. Ons dink aan Evert Veenstra. Hy verdra tans baie pyn, veral waar hy onlangs veloorplantings en operasies aan sy kop moes ondergaan. Dit is baie pyn en ons dink aan hom en ons bid dat die Here hom sal bystaan en vir hom sal help ook in hierdie baie moeilike tyd. Ons dink ook aan Paulus de Bruin. Ons wil vanoggend baie graag ons blomme ook aan hom gee. Sy broer is onlangs oorlede en ons wil vir hom en sy familie die ryke troos van die Here toebid. Dit is 'n hartseer saak, maar tog weet ons dat ons so veilig is in ons Here Jesus en ons bid vir Paulus en sy familie ook. Dan wil ons ook net sê dat die graad 5 katekisasieklas se lokaal skuif na 'n ander lokaal toe. Ons vra dat almal na die erediens hierso by die klavier kan bymekaar kom en dan sal Christian Luke hulle vergesel na die nuwe lokaal toe. So al die graad 5 kinders na die diens kom hierso by die klavier bymekaar asseblief. Ons het ook die groot voorreg om nuwe lidmate te verwelkom. Ek dink Gert was nie lus om weg van ons af te trek nie, toe trek hy maar saam van Witrifuur af. So baie welkom hierso Gert Engelbrecht, hy's van Witrifuur af, kan jy dalk gou vir ons opstaan asseblief? Hy is tans hierso en hy is 'n junior klerk by PKFGF Kaapstad, is dit reg? Wat se plek is dit? Okay. Baie welkom hierso Gert en ons bid dat jy ook 'n geestelike tuiste hierso sal vind en ook net met alle liefde verwelkom sal word hierso. En dan wil ek net hoor Inge van Driel, is jy ook hier vanoggend? Daar's hy, hallo Inge. Baie welkom hierso tussen ons. Is eintlik al 'n ouerige bekende hierso, maar ons bid dat jy die Here se seën hierso ervaar en dat dit net vir jou werklik ook 'n geestelike tuiste sal wees. Baie welkom. En dan indien daar enigiemand is wat graag by die gemeente wil aanskakel of meer wil weet, daar is 'n welkomboom daar buite. Julle sal sien, dis een van die min bome hier op die kerkterrein. So daar sal 'n ouderling daar staan wat vir julle ook meer inligting kan gee oor die gemeente en enigiets wat julle graag wil weet. Ek hoop dis al die afkondigings vanoggend. Die res sal julle in die blaadjie kan vind. Voordat ons begin, kan ons saam sing uit Psalm 1. Dis 'n bekende psalm, maar ons wil graag dit bietjie beter inoefen. Ons gaan saam sing verse 1, 2 en 4.
Ons kon 'n week vol allerhande hoogte en laagtepunte gehad het, 'n week waar mense tot op die uiterste beproef is, maar ook 'n week waar ons vreugdes beleef het, maar dis die grootste voorreg om hier by mekaar te kom, om 'n oomblik stil te staan by die Here en by sy woord en te weet dat al ons hulp is in sy naam en dat uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge en dat al die krag aan hom behoort tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Aan hom behoort die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons prys die Here saam met lied 159 uit, daarvan gaan ons verse 1, 2 en 3 sing. God is hier teenwoordig, laat ons biddend nader, hier waar ons voor hom vergader. Ons gaan lees van Hanna, wat na die tempel van die Here toe gegaan het en haar krag by hom gevind het. En ons erken ook dat waar sy gelowiges by mekaar is, waar ons by mekaar is, weet ons dat die Here is hier teenwoordig en kom ons nader biddend tot hom ook. Lied 159 verse 1, 2 en 3.
Ons bely ons geloof vanoggend deur om saam te sing uit Skrifbreuke 12 vers 2 uit, daarvan verse 1 tot 5. So groot voorreg om saam te kan sing oor ons geloof in die Here en ons erken dat dit hy is wat dit vir ons gegee het en hy het verder vir ons rigtingwysers in die lewe gegee. En ons gaan vandag daaruit leer uit Deuteronomium 5 uit
Dit sluit eintlik interessant aan by die teksgedeelte, want soos ons nou ook gaan sê, daar's 'n oomblik wat die Israeliete in die rigterstyd was en hulle het gedoen wat reg is in hulle eie oë die heeltyd. Hulle het die Here se wet gehad, maar hulle wou nie meer luister daarna nie. Hulle wou doen wat reg is in hulle eie oë en dit het gelei tot absolute morele en net godsdienstige verval. En wanneer dinge begin reggaan is wanneer mense weer begin luister na die Here se wet en na sy woord. Daarom het die Here ook Jesus gestuur om volkome gehoorsaam te wees in hierdie wet, om vir ons te wys wat dit beteken om God lief te hê met ons hele hart, siel en verstand en ons naaste, soos wat die 10 gebooie ook opgedeel is. So ons lees saam uit Deuteronomium 5 uit, waar die volk net weer eens moet hoor, hier is my wet van die Here af, hier is my wet, gehoorsaam dit, is goed vir julle, dis nie sleg nie. Moses het die hele volk bymekaar geroep en vir hulle gesê, Israeliete, luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Die Here ons God het by Horeb 'n verbond met ons gesluit. Dit is nie ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons almal wat nou hier is en wat lewe. Ja, met julle persoonlik het die Here op die berg uit die vuur uit gepraat. Ek het destyds tussen die Here en julle gestaan om die gebod van die Here aan julle deur te gee, want julle was bang vir die vuur en julle het nie teen die berg uitgeklim nie. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou het vir jou werk, of die bees of donkie, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag so te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, dan sal die Here jou God jou, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag niemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die Here het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan julle hele gemeente gegee, uit die vuur en die stik donker wolk uit, en toe het hy stil gebly. Daarna het hy dit op 2 platklippe geskryf en vir my gegee. Die Here is 'n rigtingwysers vir ons lewe. Ons hoef dit nie te gehoorsaam om gered te word nie, ons gehoorsaam dit omdat ons gered is in ons Here Jesus. Kom ons sing nou saam uit Psalm 142, daarvan verse 1, 2 en 4. Dit gaan oor na die Here toe roep in jou nood, in die tye van onsekerheid, in tye wat jy nie mooi weet waar jy in jou pad is nie. Kom ons sing terwyl ons so saam sit.
Geliefdes, voordat ons oorgaan na die doopsformulier, kom ons bid saam. Ons ewige God, heilig, heilig, heilig is U naam. Alles wat U doen is goed en reg. U het hierdie wêreld geskep, van die grootste na die kleinste toe, het ons kunstig saamgeweef. U het U lewe in ons ingeblaas. U het vir ons gesê, bewoon en bewerk en wees vrugbaar en lewe op hierdie aarde. Ons dankie vir hoe U alles geskep het, ons dankie dat ons aan U kan vashou, ons dankie dat ons kan weet dat U ons God en Skepper Here is en dat daar niemand soos U is nie. In die wêreld probeer ons onsself so gereeld oortuig dat U nie daar is nie. Die wêreld probeer ons oortuig dat U nie bestaan nie. En ons wil so graag bid vir die wêreld. Ons wil bid vir onsself, dat ons elke dag al hoe meer en meer die werklikheid van U teenwoordigheid sal besef. Ons bid dat U Gees kragtig in ons sal werk, dat ons, al word ons so gereeld beproef en versoek in die wêreld, dat ons tog sterk sal staan in U woord. Sterk sal staan in U teenwoordigheid. Ons dankie dat U sedert die begin af die goue lyn van verlossing in die Bybel het. Hoe U ons nooit los nie. Hoe U die ou verbond met Abraham opgestel het om te wys dat ons U kinders is en U is ons God. Hoe daai verbond vervul is in ons Here Jesus en hoe Hy vir ons 'n nuwe verbond gebring het, die genadeverbond, die vredeverbond. En dat ons die voorreg het om ons kinders in hierdie verbond te kan grootmaak. Dankie vir die groot voorreg dat ons nou die doop gaan beleef, mag ons sien watter teken van U verlossing dit is en watter seël dit is wat ons kan vasbind, wat ons vasbind aan U. Ons bid vir elke ouer, vir elke persoon wat invloed uitoefen oor 'n jong kindjie, dat dit sal wees volgens U wil, volgens wat U wil hê. Ons wil ook bid vir al die gemeentes en al die Christene reg oor die wêreld wat vervolg word. Daar's so baie waarvan ons nie weet nie. Daar's so baie wat toegesmeer word as gevolg van ander nuusberigte. Ons bid dat U met daardie gelowiges sal wees. Ons bid dat U vir ons maniere sal gee waarop ons ook hulle kan help en waarop ons saam kan bid dat U kerk te midde van vervolging, te midde van onderdrukking, te midde van die dood sal aanhou lewe en groei. U is die enigste een wat vir ons hoop bring. Ons bid ook waar ons uit U woord uit gaan lees dat dit 'n geleentheid sal wees waar ons kan leer van U en kan groei in U teenwoordigheid. Ons dankie vir die genade wat aan ons bewys is deur U Seun Jesus Christus. Ons dankie vir die feit dat ons weet dat U regeer. Ons dankie vir die Heilige Gees wat hierdie boodskap in ons harte vasmaak. En ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou oor na die lees van die formulier vir die bediening van die doop. Ons het sommer hier op die skyfies gooi as dit reg is. Dit is belangrik om te weet dat die leer van die heilige doop saamgevat word in 3 punte. Dit is sonde, verlossing en dankbaarheid. Eerstens oor sonde. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en daarom nog onder die toorn of die straf van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Dan die tweede punt, verlossing. Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun
en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur ons tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, om ons deel te maak daarvan, naamlik die afwassing van ons sondes, en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Die derde punt, so dis, ons is bewus van ons sonde, ons is bewus, ons word in sonde ontvang en gebore, Jesus verlos ons, en dan die derde punt, dankbaarheid. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En dan hoekom ons kinders doop? Hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarop ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoerig te onderrig. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind, bid vir hom en wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die heilige gemeente uit te voer. Laat ons daarom sy heilige naam in gebed aanroep. Kom ons bid saam. Ons almagtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf, en die gelowige Noag en sy gesin 8 mense deur U barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid kragtens die grondelose barmhartigheid dat U hierdie kind van U genadiglik wil aanneem en deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy terwyl hy hom daagliks navolg sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, in hierdie lewe deur U getroos mag word. En op die laaste dag nie bang sal wees wanneer ons voor die regterstoel van ons Here Jesus verskyn nie.
Dit bid ons deur ons Here Jesus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God is en leef en regeer. Amen. Yuri en Amanda, kan julle vorentoe kom? Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling is van God. En dat dit iets is wat hy vir ons gee om sy verbond aan ons en ons kinders te verseël. Daarom moet ons vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid uit die doop as 'n sakrament gebruik nie. En omdat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet dit van julle kant af opreg op hierdie vrae beantwoord word. Eerstens, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom self aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hy in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Tweedens, bely julle die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word. Bely julle dat dit die ware en volkome leer van saligheid is. En derdens, beloof julle en neem julle voor om vir Hardes, van wie julle die vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in hierdie leer te onderrig en om te leer om die Here lief te hê. Wat is julle antwoord hierop? Okay. Ons kan vir Hardes vorentoe bring. Hardes van Asweging, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en die Heilige Gees. Amen. So groot voorreg om dit te kan doen en dat ons saam die Here se naam aanroep. Kom ons bid tot hom en dan sing ons daarna saam die seën van die Here toe. Kom ons bid. Ons almagtige en barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U aan ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun al ons sondes vergewe het. En ons deur U Heilige Gees tot lidmate van hierdie gemeente en van lidmate van U eniggebore Seun ingelei het. Ons bid dat U deur hom, U geliefde Seun, hierdie kind altyd met U Heilige Gees wil regeer, sodat hy Christelik en godvrugtig opgevoed mag word en mag groei en toeneem in ons Here Jesus Christus, sodat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hom en aan ons almal bewys, kan bely en alle geregtigheid en met alle geregtigheid onder ons ewige koning en leraar en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde kan stry. Ons bid hierdie alles in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Kan ons saam vir Yuri en Amanda, maar besonder vir Hardes ook die seën van die Here toesing? Ons gaan dit uit Psalm 128 vers 4 uit doen.
Ons dink in besonder aan Amanda se ouers, hulle kan nou nie vandag hier wees nie, maar hulle skakel elektronies in, as gevolg van gesondheid, en ons bid die Here se seën ook daartoe, en vir werklike herstel, en ons is dankbaar dat die Here vir ons die tegnologie kan gee om op hierdie manier ook in te skakel. Ons wil vir Johan vra om namens die gemeente asseblief ook aan Yuri en Amanda 'n Bybel te oorhandig. Hallo. Dankie Johan. Geluk julle. Waardeer dit. Ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Samuel 1 uit. Ons gaan daarvan die hele hoofstuk saam lees. In Samuel 1, Elkana en sy vrouens. Daar was 'n man uit Ramathaim, 'n Sefiet uit die Efraimsberge. Hy was Elkana, seun van Jerugam, seun van Elihu, seun van Togu, seun van Sif uit Efrata. Hy het 2 vrouens gehad. Die een se naam was Hanna en die ander se Peninna. Peninna het kinders gehad, maar Hanna nie. Elkana het elke jaar uit die stad uit na Silo toe gegaan om te aanbid en aan die Here die Almagtige offers te bring. Eli se 2 seuns, Hofni en Pinjas, was in Silo priesters van die Here. Elkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het, dele van die offermaaltyd aan sy vrou Peninna en aan al haar seuns en dogters gegee. Alhoewel hy vir Hanna liefgehad het, kon hy vir haar elke keer net 1 deel gee, want die Here het haar kinderloos laat bly. Dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Here haar kinderloos laat bly het. So het dit jaar vir jaar gegaan. Elke keer as Hanna in die huis van die Here gaan offer het, het Peninna haar gespot, sodat sy gehuil het en nie wou eet nie. Dan sê haar man Elkana vir haar, Hanna, waarom huil jy? Waarom eet jy nie? En waarom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as 10 seuns nie? Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan, terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer, en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here, Almagtige, as U tog op my ellende wou let en aan my U dienares wou dink, en my nie vergeet nie, en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee. En as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Sy het lank tot die Here gebid, en Eli het stip na haar mond bly kyk. Hanna het in haar gedagte gepraat, net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie, en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar, hoe lank wil jy dronk bly? Loop, word eers nugter. Maar Hanna het geantwoord, nee meneer. Ek is maar net 'n vrou wat diep te neergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed dat ek lank bly praat het. Toe sê Eli, wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê, mag dit vir my wees soos U sê. Sy het toe geloop en gaan eet, en sy was nie meer bedruk nie. Die volgende môre het Elkana hulle vroeg opgestaan, die Here aanbid en teruggegaan huis toe. Nadat hulle tuis gekom het in Rama, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hanna, en die Here het aan haar gedink. By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en uitgeroep. Sy naam is Samuel, want van die Here het ek hom afgesmeek. Die Elkana en sy hele gesin gaan om 'n jaarlikse offer aan die Here te bring en sy gelofte te betaal, het Hanna nie saamgegaan nie, want sy het vir haar man gesê, wanneer die seun gespeen is, sal ek hom wegbring, dat hy voor die Here verskyn en altyd daar bly. Haar man Elkana het vir haar gesê, maak soos jy dit goed vind,
bly totdat jy gespeen het, mag die Here sy woord bevestig. Hanna het toe gebly en haar kind gevoed, totdat sy hom gespeen het. En toe sy hom gespeen het, het hy hom saamgeneem en ook 'n 3 jaar oud bul, 16 kg meel en 'n kruik wyn. Sy het hom as 'n klein seentjie weggebring na die huis van die Here toe in Silo. Elkana hulle het die bul geslag en die seun na Eli toe gebring. En Hanna het gesê, "Ekskuus meneer, u sal my nie glo nie, maar meneer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid. Om hierdie rede het ek gebid en die Here het aan my gegee wat ek van hom afgesmeek het. Ja, van die Here het ek hierdie kind afgesmeek. En nou sal hy sy lewe lank iemand wees wat van die Here afgesmeek is." Toe het hulle die Here daar aanbid. Tot sover. Met die groot voorreg dat daar vanoggend 'n verbondskindjie gedoop is en die uitsien na 'n hele aantal verbondskindjies wat as die Here wil in die volgende ruk gedoop gaan word. Dis groot voorreg wat ons as 'n gemeente het. Is dit goed om te kyk na 'n baie ryk familie-georiënteerde gebeurtenis in die Ou Testament. Ons lees hierso van Elkana en sy 2 vrouens. En 1 Samuel 1 is eintlik regtig goed geskryf, want met min woorde kry die skrywer dit reg om baie te sê. En hy sê dadelik in vers 3, hier's Elkana, hier sy 2 vrouens, Penina het kinders gehad en Hanna nie. En net in daai woorde sê die skrywer alreeds so baie. Want vir die vrou in die destydse samelewing was dit 'n groot skande om nie kinders te hê nie. En daarom gaan ons bietjie kyk na die konteks van die tyd. Eerstens, in die tyd wat hierdie gebeurtenis afspeel, was dit eintlik 'n baie slegte tyd. So ons kan dit bevestig. Die boek van Rigters eindig met hierdie woorde. In daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Mense het hulle eie gedagtes gevolg, hulle het gedink hulle kan net doen wat hulle wil, hulle het gedink hulle kan net hulle self navolg, hulle het gedink hulle moet net gryp en vat wat hulle wil hê. En verder was daar baie erge afgodediens. Die Baal afgod was aanbid. Meer as 4 keer word daar in Rigters genoem dat die Israeliete die Baals gedien het. En dit was die godsdiens van die Kanaaniete en die Filistyne. Dit was 'n geloof wat gegaan het oor sukses. Dit het gegaan oor hoe jy die meeste in die lewe kan bereik. En hierdie volk wat 'n landbouvolk was, die mense wat in daai tyd gelewe het, se sukses het baie gegaan oor vrugbaarheid. As jy vrugbaar is jy suksesvol. Vrugbaarheid van jou gewasse, vrugbaarheid van jou vrouens, vrugbaarheid van die kleinvee. As jou vee gesond is en gereeld kalf en lam, en daar is genoeg weiding en jou koring en die wingerde en olywe lewer goeie opbrengste, dan is jy gelukkig. Dan boer jy vooruit, dan is jy welvarend. Al wat jy dan kort is kinders om jou sekuriteit te bevestig. Ons neem vandag 'n aftreepolis uit. Ons koop 'n huisie waar ons kan gaan bly as ons aftree. In daardie tyd was dit kinders wat jou aftreepolis was. As jy kinders gehad het, het hulle vir jou gesorg in jou ou dag. So, eerstens was dit mense wat jou kon gehelp het om te werk in jou boerdery of waarmee jy besig was, maar dan was dit ook 'n aftreepolis wat uitgeneem is. En dis sien ons dat die afgodediens van die Kanaaniete het gegaan oor vrugbaarheid, oor sukses, oor materiële rykdom. Hierdie lewe en sy tydelike dinge was alles. En hierdie groot afgod, wat Baal was vir die Kanaaniete, maar Dagon vir die Filistyne, ons lees ook van Dagon. Daar is gedeeltes waar die ark van die Here, en ek dink in die tempel van Dagon kom, en aan die volgende môre lê die beeld van Dagon heeltemal omgeval, sonder kop of arms. Hy's net heeltemal gekeer dat hy enigiets kan doen, en dit wys dat die Here die lewende God is. Maar
Hierdie lewe en die tydelike dinge was vir die mense alles. Hulle het geglo hulle God is verantwoordelik vir vrugbaarheid en sukses. En hulle het verder verklaar dat die wisseling van die seisoene gebeur wanneer hulle God Baal deur die doodgod Mot doodgemaak word. En dan word lente verklaar deur Baal se vrou Anat wat vir Mot oorwin. En dan gaan slaap sy by Baal. En dit bring dan weer vrugbaarheid. En soms as daar dan droogte was, wou die mense vir Baal en Anat aanmoedig. En hulle het hulle self oorgegee aan tempelprostitusie en losbandigheid. Hulle het vasgeglo as hulle nie dit doen nie, gaan daar nie reën kom nie. En as daar nie reën is nie, dan gaan daar nie weiding wees nie, en dan is dit net 'n kettingreaksie. En daarom het hulle gereeld net probeer om afskuwelike dinge te doen om hierdie God tevrede te stel. Op die ekstreemste vlak het hulle iets gedoen wat verskriklik was. Hulle het hulle kinders geoffer om hierdie God tevrede te stel en om aan te moedig om vrugbaarheid te bring. Dis dan ongelukkig in hierdie vrede en dis ongelukkig so dat hierdie vrede en materialistiese en sukses en vuil afgodediens in die tyd van die rigters veroorsaak het dat die Israeliete ongehoorsaam geraak het aan die Here. Hulle was vasoortuig dat die Here daar is vir jou wanneer jy oorlog gemaak het. Hulle het gedink God is 'n oorlogsgod. Maar Baal is die een wat sal sorg vir vrugbaarheid. Baal is die een wat sal sorg vir boerdery. Maar die Here bewys keer op keer hierdie wanopvattings verkeerd. Die Israeliete val onder die versoeking omdat hulle glo Baal bereik vir hulle sukses, maar soos ons sê, is dit alles behalwe waar. Want keer op keer bewys die Here hierdie wanopvattings verkeerd. Hy is die God oor alles, hy sorg vir alles, hy is lewend. Daar's niemand soos hy nie. Bietjie vorentoe in die geskiedenis dink ons aan die gebeurtenis van Elia en die Baal-profete. Dit was 'n tyd wat die mense weer in afgodediens verval het en Baal was maar net hierdie God waarna toe hulle die hele tyd teruggeval het. Ek dink dit was 'n so aanloklike godsdiens eintlik vir die mens. En dan is daar die gebeurtenis waar Elia sê, hier's 'n altaar, julle Baal-profete doen alles wat julle kan, roep vuur en reën en alles uit die hemel uit af. Kom ons kyk wie verbrand hierdie altaar. En dan doen hulle en hulle gaan te kere en hulle skree en alles en dan op die ou einde is dit die Here wat met 'n eenvoudige gebed vir Elia antwoord en nadat Elia die offeraltaar nat gegooi het, selfs maak dat alles verbrand word. Dit bewys dat die Here die een is wat reën bring, die Here is die een wat sorg, die Here is die een wat in beheer is. Die Here bring sukses en vrugbaarheid, die Here het dit geskep. Dis nie onderhewig aan 'n ander God nie. Dis nie sy area en die Here is net daar wanneer dit sleg gaan met iemand nie. En dit was ongelukkig in hierdie tyd van agteruitgang dat Elkana en Hannah en Penina hulle self bevind. En hulle is mense wat meegevoer is deur die tydsgees. Hulle was meegevoer deur die prominente idees. Baie soos vandag. Hoe erg is dit nie dat hierdie afgodediens eintlik so populêr of so bekend klink vir ons vandag ook nie. Mense wat alles sal doen vir vrugbaarheid, vir vooruitgang, vir materiële rykdom, vir sukses. Ons offer ons tyd, ons kinders, ons gedagtes, ons intensies, ons alles voor hierdie suksesgod. En ons is hartseer en verpletter wanneer dit nie vir ons geluk bring nie. Duisende jare terug was dit ook 'n probleem. En daarom bring dit ons by die vraag, watter godsdiens is die belangrikste in ons lewens? Is dit die dien van die Here? Of die dien van die sukses afgod? Is dit God se genadeverbond? Of is dit materialisme? Alles is so visueel in ons lewe, ons sien net, ons word gebombardeer met advertensies wat sê, jy kort hierdie, dan gaan jy gelukkig wees.
Of jy kort hierdie, dan gaan jy gelukkig wees. As jy begin belangstel in 'n stokperdjie, dan ontvang jy soveel advertensies wat sê hierdie is die antwoord op jou probleme. Almal van ons weet redelik waaroor wat gebeur in die daaglikse lewe. En dan kry 'n mens daai ding en dan oor 2 jaar is daar nog iets wat net nog beter is as dit. So wat se God buig ons voor? Is dit die God wat homself geopenbaar het, wat wys hoe hy kragtig en magtig is, hoe hy mag het oor die natuur, oor wêreldgebeure, oor alles? Of is dit Baal, die suksesgod, die ene wat ons eers gaan gelukkig wees wanneer ons suksesvol is? Watter voorbeeld van aanbidding stel ons vir ons kinders? Watter voorbeeld gaan ons eendag vir hulle stel? Gaan jy jou kind leer van die ware, ewige, lewende God? Of gaan jy vir hom of haar leer van selfsug, wêreldsambisie, op hom of haar gefokus wees alleen? Dit bring ons weer dan by Hanna en Peninna. Om meer as een vrou destyds te hê was eintlik nie baie algemeen nie. Dit was meestal net konings en baie ryk mense wat meer as een vrou gehad het. Ons lees ook dat Elkana baie lief was vir Hanna. So dit was seker nie as gevolg van 'n tekort aan liefde dat Elkana nog 'n vrou geneem het nie. Die hoofrede hier blyk te wees dat Hanna nie kon kinders kry nie. En daarom het Elkana vir Peninna ook as 'n vrou geneem en 'n hele aantal kinders by haar gekry. En dit moes 'n ongelukkige situasie vir albei vrouens gewees het. Hanna, geliefd, maar kinderloos. Peninna, baie duidelik nie die gunsteling nie, maar ten minste het sy Elkana se kinders. En wat so belangrik is dat ons kyk na albei se reaksies op hierdie ongelukkige situasie. As ons kyk na Peninna, het sy met haar bekommernis en haar ongelukkigheid gedraai na haar materiële dinge, haar aardse welvaart, dit wat in daardie tyd as ryk beskou is. Sy het vasgegryp en gesê, kyk hoeveel kinders het ek is beter as Hanna. So sy vind troos vir haar bekommernis in aardse sukses. En wat dit erg gemaak het, is dat sy ook neergekyk het op Hanna. Ons lees in vers 6 dat sy vir Hanna baie gespot het, omdat die Here haar kinderloos laat bly het. En dit was nie net een keer nie, dit was elke jaar as hulle gegaan het om te gaan offer. Dit moes elke dag gebeur het. Mens loop rond met hierdie persoon wat so onseker is oor haarself en projekteer deur om vas te gryp aan aardse sukses. Hanna aan die ander kant was 'n sukkelaar. Dit is wat Peninna moes gedink het. Hanna het niks om op staat te maak nie. Wie gaan vir Hanna sorg in haar ou dag? Peninna moes gedink het sy het dit gemaak, sy het 'n sukses, sy het kinders, sy het sekuriteit. Kom ons lag vir die Hannas van die lewe. Hulle weet nie, hulle het niks nie. En wat dan so hartseer is dat ons lees dat Peninna gegaan het om te gaan offer, maar die afleidings wat 'n mens kan maak uit hoe sy opgetree het, was dit dat haar lewensbeskouing baie ooreengestem het met die idees van die mense van daardie tyd. God was net goed vir haar solank hy by haar gedagtes ingepas het. God is net goed vir my sodra hy vir my al die goeie dinge gee. Dit was die lewensbeskouing destyds, is nou nog so. En eintlik is hierdie nie dan die ware God nie, want as God net goed is vir my wanneer hy vir my goeie dinge gee, dan beteken dit dat ek my eie afgod gaan skep het. Dat ek my eie idee het oor wie hy is en nie eintlik vasgeklou aan die waarheid van wie hy is nie. Dan kyk ons na Hanna. Hanna wat ryker is as wat Peninna ooit sal wees. Wat het kinderlose Hanna? Wat het Hanna wat bespot word? Wat het Hanna op wie daar neergekyk word? Wat het Hanna wie se man nie eintlik verstaan wat aangaan nie en simpel oplossings probeer soek vir haar pyn? Sy het niks nie. Maar sy het vir God. Niks nie, maar vir God. Wat 'n groot voorreg is dit nie.
In haar bekommernis en haar nood gryp sy nie vas aan die wêreldse sukses nie. Sy gaan na die Here. Sy gryp aan hom vas. Sy is hartseer, snikkend, gebroken, verpletterd, maar sy gaan soek haar hulp, nie in aardse sukses of aardse middele nie. Sy gaan soek dit by die Here, in sy tempel en in sy teenwoordigheid. En dit mag dalk so wees dat daar baie van ons is wat op 'n plek in ons lewens is wat mens so graag wil kinders hê, maar mens sukkel daarmee. En is nie te sê dat almal dieselfde pad as Hanna volg nie. Die Here volg 'n pad met ons elkeen. En dit gaan oor dat ons in ons wil, of dat ons voor sy wil neerbuig en weet dat hy in beheer is en dat sy roeping vir ons lewe so spesiaal is. En dat maak nie saak hoe ons voel nie of hoe hartseer ons mag wees nie, ons nog steeds met ons voete by die Here kan gaan sit. Of dat ons nog steeds by die Here se voete kan gaan sit. En daarin is Hanna vir ons so 'n pragtige voorbeeld, want sy gaan soek haar rus en haar vrede by die Here, want as sy daar is en sy huil voor hom en sy bid tot hom, lees ons ook dat sy opstaan en sy is rustig en sy vertroos, want sy het met haar bekommernisse na die Here toe gegaan. Sy is 'n voorbeeld van Matteus 5 vers 3 wat sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle by die Here is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Gelukkig is diegene wat hulle krag by die Here soek en nie by die wêreld nie. En dan kom die Here en hy kom en hy gee aan haar 'n kindjie op sy tyd soos wat hy dit wil hê. Soveel keer in ons lewens ook, ons bid, wanneer Here, wanneer gaan iets gebeur, wanneer gaan dit deurkom? En dan op die tyd wat dit amper voel asof ons wil opgee, weet ons dat dan voorsien die Here op wonderbaarlike maniere. In Hanna se lewe het die Here vir haar 'n seun gegee. En is 'n besonderse kind, Samuel. Dit beteken van die Here af, afgesmeek, afgeroep van die Here af. Die Here, die ware lewende God, het vir Hanna gehoor. En Hanna se kind kom van die Here. Haar seun is nie 'n aftreepolis nie. Haar seun is nie deel van die wêreldse idee van rykdom en sukses nie. Haar seun is nie 'n middel wat misbruik word nie. Of 'n ding wat gebruik word om te spog nie. Haar seun is God se kind. Haar seun is 'n verbondseentjie. Hy kom van die getroue verbondsgod, die Here het hom aan haar gegee. So ook is elkeen van ons kinders. Nie maar net iets wat beskou moet word as deel van die lewensplan wat ons vir onsself uitgewerk het nie. Ons kinders is spesiaal. Ons kinders kom van die Here. Hulle moet waardeer word vir wie hulle is, hierdie wonderlike skepsels wat die Here oor ons pad gestuur het. Hulle moet gekoester word, hulle moet weet hulle kom van die Here af. Hulle moet weet hulle is belangrik, hulle is nie tweede in die lyn van die aanbidding van die suksesgod in ons lewens nie. Hulle moet groot gemaak word om die Here te ken en lief te hê. Daarom kan ons vra, wat is ons grootste ideaal vir onsself en ons kinders? Wat is jou grootste ideaal vir jouself en vir jou kind? Waarvoor lewe jy? Is ons so vasgevang in die lewe se druk en strewe na sukses en ambisie, dat ons vergeet dat God die belangrikste punt in ons lewe is? Is ons so vasgevang in ons eie redding, kom ons noem dit maar in 'n materiële sin, ons probeer dit met geld of met enigiets ander vir onsself bewerk, is ons so vasgevang in ons eie redding probeer bewerk, dat ons vergeet dat ons vrygekoop is deur die kosbare bloed van ons Here Jesus. Vir Jesus was kinders nie iets wat beskou moet word as 'n versekeringspolis vir die ou dag nie. Dit is baie opspraakwekkend as die Here Jesus die kindertjies na hom toe roep om hulle te seën, want in die Joodse samelewing van Jesus se tyd was kinders gesien as 'n las. Hoekom wil jy 'n kind by jou hê? Soos groot mense is soveel beter. Kind wees was gesien as iets wat afgehandel moet word. Jy moet so gou as moontlik wil groot word. Jesus gaan teen die stroom van die tyd in en hy trek die kinders nader na hom toe en hy seën hulle
Hy het gesê, gelukkig is julle wanneer julle my ken. Gelukkig is elkeen wat vir hierdie kinders leer van my. Hy gee ook die waarskuwing, dis baie erg vir 'n persoon om 'n kind weg van die Here af te lei. Om vir 'n kind nie van die Here te leer nie. Want daarop kom ons straf ook. Daar's niks groter om na te streef as die kennis van ons Here Jesus en dit wat hy vir ons gedoen het nie. En wat so wonderlik is Hanna gaan verder. Omdat sy 'n gelofte by die Here afgelê het, doen sy afstand van haar sekuriteit. Soos ons wat ons skielik ons pensioen het leegmaak en sê, hier is dit nou. Moet dit nie doen nie asseblief. Maar Hanna gaan verder. Omdat sy gelofte by die Here afgelê het, doen sy afstand van haar sekuriteit. Samuel gaan bly by Eli in die tempel. En ons sal dink, was dit nie verskriklik vir Samuel om te gaan nie? Maar eintlik vir kinders in daardie tyd, as hulle groot gemaak is en gesê is, ek het jou van die Here afgespreek en jy moet, daar's 'n tyd wat jy nie dalk meer hier gaan wees nie, maar jy gaan tempel toe en jy gaan van die Here leer. Hulle sê eintlik die opvatting in daardie tyd sou wees dat Samuel baie bly sou gewees het oor hierdie geleentheid. En dis ook iets wat ons vir ons kinders moet leer, om bly te wees om na die tempel van die Here toe te gaan, om bly te wees om tussen die gemeenskap van gelowiges te wees. Dis nie 'n straf om hier te wees nie. Maar Peninnah sou hieroor vir Hanna baie gespot het, ook seker. Wat kan Samuel vir Hanna by die tempel beteken? Wie gaan nou na haar kyk? Dis baie skietgoed wat sy gekry het. Maar watter mooi dinge kom nie daarvan, dat Hanna vir Samuel tempel toe gevat het nie. Want dit was deel van die Here se raadsplan. Ons sien hierso dan verder oor Samuel. Samuel groei op, maar selfs toe hy nog jonk was, roep die Here na hom toe en sê, Samuel, Samuel. En selfs Eli het nie die Here se naam so baie gehoor nie, want hy het gedink, of dit was so ongewoon om die Here se stem te hoor, dat Samuel nie mooi besef het dat dit die Here is wat praat met hom nie. Maar die Here praat duidelik met Samuel, die Here se stem word weer gehoor in 'n tyd wat mense baie doof was vir die Here se woord. Daar vind herlewing onder die volk plaas. Afgodediens word verwoes en vernietig, dit word uit die weg uit geruim. Die fokus is nou weer op die Here. Geestelike herlewing, kom ons gaan terug na dit wat die Here vir ons geleer het, kom ons gaan terug na sy woord toe. Daar kom redding van Filistynse onderdrukking, want soveel keer wanneer dit geestelik goed gaan met mense, en mense kan saam staan en besef, ons is onder die autoriteit van die Here, ons beweeg saam, ons beweeg nie vir onsself nie, ons beweeg vir mekaar en vir die Here, gebeur daar goeie goed. Sê om te sê dat dit altyd so sal wees nie, en ook nie in die sin van materiële sukses soos wat ons dink nie, maar wanneer mense saam staan, word die Here se woord uitgedra en word mense se lewens verander deur die Heilige Gees. Daarom het dit beter begin gaan met Israel. Mense was op 'n goeie voet met die Here, want hy het sy woord laat hoor en die Heilige Gees het mense gelei om in hom te glo. As het reeds gesê, afgodediens was verdring. God se lig het in Israel geskyn. Samuel het profeteskole gestig. Nie net self nie, maar het ander mense ook geleer van die Here se woord en dit uitgedra na buite toe. En die mooiste van hierdie alles is, dit het begin met een ma se gebed. Dit het begin deur 'n moeder op haar knieë voor die Here. 'n Moeder wat haar kindjie aan God gewy het. Ons hoor niks verder van Peninnah en haar kinders nie. En mense hart gaan eintlik uit na Peninnah toe. Sy het gedink sy het alles gehad, maar op die ou end het sy niks nie. En dit is so belangrik dat ons mekaar ook reg help as ons 'n Peninnah ingesteldheid in die lewe het. Die Heilige Gees gebruik ons om mekaar te wys daarop dat wanneer ons dalk met onsself, in onsself of in ons kinders selfs vasgevang raak, wanneer ons begin dink dat my kinders moet ook voldoen aan die wêreldse idee van sukses, my kinders moet net al hierdie dinge doen, dan gaan hulle ook gelukkig wees.
Nee, die gelukkigste is wanneer ons mekaar aanmoedig om vir ons kinders ook op die Here te wys. En dis waar die gemeente verantwoordelikheid het teenoor die kinders hierso. Stel 'n voorbeeld van by die Here se voete om aanbid vir die kinders wat ook hier in die gemeente is. Wys vir hulle dat materiële sukses nie alles is nie. Dit is wonderlik as ons dit van die Here af ontvang, maar dit is iets wat ons kan gebruik tot opbou en uitbou van sy koninkryk ook. En wys vir hulle op Jesus, want dit laat ons ook dink aan ons Here Jesus. Hy het nie gelyk soos die wêreld se voorbeeld van materiële sukses nie. Hy was nie die tipe koning wat mense verwag het nie. Hulle het gedink, die Messias gaan materiële welvaart bring, die Messias gaan maak dat ons so ryk is en dat ons gaan regeer oor die hele wêreld. En dit was al waarop hulle gefokus was. Selfs die disippels het onder mekaar gestry oor wie die belangrikste in God se koninkryk gaan wees. Hulle was so vasgevang in die uiterlike en hoe hulle aardse belange sou bevorder. Maar die Gees het ook hulle oë oopgemaak. En alhoewel ons Here al die mag het om baie goed met ons op aarde, om dit baie goed met ons op aarde te laat gaan, is sy beloftes en dit wat hy vir ons kom doen het hierso van ewige belang. Hy het verlore sondaars kom vrymaak tot in ewigheid. Hy leer ons om skatte in die hemel bymekaar te maak, om vir onsself en ons kinders te leer dat ons skat en ons werklike rykdom lê by die Here en nie hier op aarde waar mot en roes dit kan vernietig nie. Daarom moet ons kinders leer wat ewige waarde het. Mag Hanna vir ons 'n pragtige voorbeeld wees van vertroue op die Here, ten spyte van alles wat op die oppervlakte mag verkeerd gaan. Sy was uitgetart deur 'n mededingende vrou. Sy was misverstaan deur 'n liefdevolle maar ook emosioneel stomp man. Sy was verkeerdelik geoordeel as 'n dronkaard deur Eli. Deur alles skap sy wel nie terug na Penina toe nie. Sy gaan soekie leë vertroosting by haar man nie. Sy neem nie aanstoot deur Eli se wanindrukke nie. Sy neem haar laste en haar sorge na die Here toe. Want sy weet hy alleen ken haar hart. Hy alleen kan haar help. En dis die voorbeeld wat sy aan Samuel gestel het. Diensbaarheid en opoffering vir die Here. Mag ons besef dat ons kinders so belangrik is vir die Here. Jesus het vir hulle sondes ook gesterf. En omdat hulle in sonde ontvang en gebore word, is dit van lewensbelangrike ewigheidsbelang dat hulle, sodra hulle dit kan verstaan, geleer word van sy dood, opstanding en lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, so groot voorreg dat ons dit kan sê. U is nie ver afgeleë nie. U is nie 'n dooie afgod wat vereis dat ons afskuwelike dinge moet doen en dan gaan u dalk na ons luister nie. Nee, u het ons lief. U gryp ons eerste vas. U hou ons in u hand. Nog voordat ons eers kan dink aan dalk iets doen vir u, het u dit reeds vir ons gedoen. En ons verdien dit nie. In ons sondigheid wil ons so graag vasgryp aan wêreldse sukses en wêreldse vooruitgang. Ons so graag by ander mense spog daaroor en net goed voel oor onsself. Tog bid ons dat u Heilige Gees so in ons harte sal werk dat ons vandag opnuut sal besef dat u alleen is wat vir ons alles gee. Dat ons opnuut sal besef dat ons ewige waarde by ons Here Jesus het. Ewige lewe en dat niks ryker as dit ooit sal kan wees nie. Ons bid vir ons as 'n gemeente, kan u ons help om mekaar te dra, om vir mekaar te wys
mekaar aan te moedig om U beter te leer ken. Om vir mekaar te wys waar in ons lewens ons dalk soveel afgode mag hê wat ons aanbid. Lei ons deur U Gees dat ons deur dit alles sal breek en dat U lig ook hier sal skyn en dat ons dit sal uitdra na buite toe. Ons dank U vir die voorreg van kinders. Ons dank U dat ons in 'n gemeente eintlik 'n groot familie is waar mens soveel ooms en tannies en boeties en sissies in die geloof het. Vreemde gedagte om te dink dat selfs ons pa en ons ma is nog steeds ons broer en suster in die geloof. Ons is almal buig voor U neer, ons Vader. Deur dit wat ons ware voorganger Jesus Christus gedoen het. Ons bid dit alles nie omdat ons enigiets verdien nie. Ons bid dit omdat ons U net wil dank vir die verlossing wat ons ontvang het in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Skrifbereiming 16-1 uit, daarvan verse 1 tot 7. Mag baie klink, is gelukkig kort verse, maar dit beklemtoon vir ons hoe belangrik die kinders vir die Here is, en dit sê, laat jou kinders tot my nader, en geen hindernis sal weer, want die koninkryk der hemel is hul erfdeel, sê die Heer. En dan wil ek ook net sê, die liefdegawes is by die deure, daar is ook kodes vir Zapper in die blaadjies. Kom ons loof die Here saam uit Skrifbereiming 16-1 verse 1 tot 7.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.